Hulle sê elke goeie hacker het so 'n bietjie vark in hom, maar hierdie hacker is sommer heeltemal vark. En nie net dit nie. Hy was ook al omtrent oral. Van die leeu's, Dodi Griquas en nou by Lokomotief Penza in Rusland. Welkom by ons, Dian van der Merwe. Baie dankie. Dis 'n voorreg om hier by julle te wees vandag. Dis baie lekker om met jou te gesels. Hoe is die weer daar in Penza op die oomblik? Want die weer is besig om baie vreemde dinge te doen in lente. 'n Bietjie sneeu in St. Petersburg, bietjie sneeu in Moskou. Hoe is dit daar by julle? Kyk, ons kry gewoonlik so 2 dae later Moskou se weer. So ons kyk maar wat daai kant gebeur en dan gewoonlik dan kom dit maar hier na ons toe. Maar die weer is bietjie beter. Ek sal nou nie sê dit is al hoe ek dit sal wil hê nie. Die sonnetjie skyn nog nie so lekker sterk nie. Ja. So ek hoop maar dit word binnekort warmer, maar ons is maar gewoond aan als die kant. Ons hardloop in die sneeu en ons oefen in die koue, so Het julle glad nie 'n indoor veld nie? nee, glad nie 'n indoor veld nie. Ons het so Desember, as dit so Desember terugkom, dan speel ons so 'n bietjie sokker en dinge in 'n indoor, maar sodra die rugby goeters moet gebeur, dan is ons buite in die sneeu, maar ons is ten minste op 'n sinteties wat hulle vir ons warm maak. So jou voete Daai- kry ten minste nie so koud nie, maar die res van jou kry redelik koud. Daai is leaks. Almal wil getackle word want almal soek 'n bietjie hitte. Nee, dis Ja, baie nee. lekker. Nou, Ja, Dian, nee, soos ek verstaan, is jy 'n trotse Help Mekaar alumni en was die senior hacker bo Damien gewees. Het jy ooit gedink julle paai gaan weer kruis en dit in Rusland? En hoe is dit om teen hom te speel as 'n volwassene? Ja, nee, kyk, ek is 'n trotse helpie en 'n ou helpie en ek glo dis iets wat diep in 'n mens se hart spore gelaat het. Ek glo toe ons eerste span saam gespeel het en die jaar voordat Diamond eerste span gespeel het, dink ek dis waar alles verander het vir Help Mekaar. Ek dink dis waar ons begin groot spanne aanvat het, groot spanne geklop het en dis ek gaan nou nie sê dis omrede ons nou die manne gewen het dat die ouens wilde klawer speel en al daai dinge nie, maar ek het nie die voorreg gehad om dit te doen nie. So dis lekker om te sien dat Help Mekaar as sulks vorentoe gaan en dan soos jy sê, ek was Damien se senior hacker, maar die kompetisie was nog altyd daar en Damien was kort op my hakke en hy het my op my tone gehou. En op die ou einde van die dag het ek 'n operasie gekry in matriek en Damien het my skoene 100% vol gestaan. En hy het gedoen wat moes gedoen word en hulle het beeld gewen na 'n jaar en weet jy wat, dit is vir my net ek kon net gelukkig gewees het want ek was nooit uitgesluit nie. Ek het nooit gevoel daar sit ek nou my posisie verloor of my try verloor nie. Ek was altyd ge-include en dit was vir my lekker om te sien dat na skool Damien nog steeds aanhou vorentoe gaan het want hy was nog altyd 'n goeie speler. Die jaar nadat ek S120 speel het, toe hy die S120 hakker. So dit was vir my lekker om te sien en toe ek weg is by die Leeu's toe Damien baie goeie rugby gespeel by die So Leeu's. is eintlik maar dis lekker gesonde kompetisie om te weet, okay, daar's eintlik 'n ou agter my. Heeltemal eie wentelbane, julle albei succeed, albei is in Rusland, doen great, maar daar's altyd daai ou agter jou wat jou push om beter te wees. En ek dink dieselfde vir hom. Daar's daai ander ou, hy wil ook net so goed wees soos daai ou, ja. Dis Ek dink gesonde kompetisie is maar seker die belangrikste. Eerlike kompetisie is nooit lekker nie en ek het al in my lewe 1 of 2 kompetisies gehad wat dit was nie lekker nie en jy wil maar op 'n ou se tone trap of jy wil verstaan jy ou in die hare trek. Maar ek dink ook maar net dit is 'n mens moet gelukkig wees as mense goed doen. Ja. Wat van dieselfde agtergrond af kom as jy, wat al saam met jou bloed en trane en sweet geshed het, dan moet 'n ou gelukkig wees vir 'n ou wat presteer. En al presteer jy nie daai jaar nie, dink ek is maar nog steeds belangrik om vir hom te sê, "Yes, well done. Daai was 'n goeie jaar gewees." En dan jy weet nooit wanneer jou jaar kom. Die rugby is maar 'n vreemde ding, soos wat jy praat, Rusland. Ek het nooit gedink ek sal hier sit nie. Nee. Kyk, ek het 'n jaar op 'n rugby speel, so ek het nooit eens gedink ek sal weer 'n professionele rugby speel nie. Wow, so dis regtig soos 'n tweede kans vir jou gewees en Dit was of 'n vars 100% so 'n geleentheid. tweede kans. Ja, dit was 'n vars geleentheid en ek geniet Rusland vreeslik baie. Ek dink dit was baie goed vir my rugby en dit soet my spel. So dis baie fisies. Dis groot manne wat reguit hardloop en dit val so half in my skoot in. Maar aan die ander kant ook is daar goeters wat moeilik is. Die taal is moeilik en
en Ja. sulke dinge, maar mense adapt. Ek's nou al 3 jaar hier en ek praat maar net so bietjie Russies en ek sukkel bietjie. Dit gaan nie lekker. Dit gaan nog nie lekker met die Russies nie, maar 'n mens ken wat jy moet ken. Ja, So ja. as 'n Jy mens kan terugkom, by punt A en van punt A na punt B toe gaan. So dis die dis lekker. belangrikste. Ja, ja. Ja. So as 'n mens Okay. terugkom by Rusland, dink ek dis vir my kommerwekkend om te sien wat se spelers nou al hierso is. Ek dink van die jonger generasie was ek een van die eerste spelers wat half oorgekom het. Ja. Ek sal nou nie sê jonger generasie nie, dan Nee, gaan ek ander verstaan manne wat jy dink ek sê oud, maar bedoel. dan ouens soos Emil Pelser en Mm, ek het saam hom gebly vir 2 jaar. Ek het nooit gedink ek sal hom in Rusland weer kom sien nie, verstaan? Ek het gedog toe ja. ons klaar by die Leeu's het ons baie geskei en ons sal miskien eendag as ons weer oud is 'n paar biere saam drink. So nou speel 'n mens weer in 'n ander land en die ding is al die ouens wat oorkom presteer en hulle doen goed en hulle is in die starting line-ups en hulle speel naweek na naweek goeie rugby en dis die fantastiese ding van. Ja, dit is lekker om daai ouens te sien en dan dit maak dit ook bietjie meer comforting om te sien, okay, dit is regtig nie 'n swak kwaliteit rugby wat hier gespeel word nie, want kyk wie speel hier. Kyk wie speel nou al hier. Kyk wie kom. Ons dit bou. Elke jaar bou en ek so opgewonde oor al die nuwe spelers wat hierdie jaar kom. So dit is awesome. Ek hoor wat jy sê. Soos dit is bietjie kommerwekkend van hoekom is daar so baie goeie spelers wat kan kom, maar dan is dit ook soos ek is so bly vir hulle vir hierdie geleentheid om nog goeie rugby te kan speel en in 'n starting line-up te kan wees, soos vir jou byvoorbeeld wat 'n jaar moes uitsit, maar nou weer kan terugkom en dan het jy 'n geleentheid. So dit is awesome. En net om terug te kom op jy wat al 3 jaar in Rusland is, wat staan vir jou uit as een van die lekkerste en beste kwaliteite van Penza? Ek gaan vir jou moet sê veiligheid. Ek kom by die winkel aan, dan los ek my Mm, tassie buite, dan gaan koop ek my goedjies, dan tel ek my tassie op en loop terug ja, huis toe. So ja, ek gaan moet sê veiligheid. Dis nie ja. dat ek in Suid-Afrika enigsins onveilig gevoel het nie, maar dit is net dis iets om gewoon te raak aan. Ek moet sê die mense in Penza, kyk, ek gaan nou nie doekies ontdraai nie, Russe kan ongeskik wees. Vreeslik Hulle kan. ongeskik. Ja. Maar En erger in sekere dele ja, ek as die moet sê kleiner plekkies. in Penza is hulle nie so ongeskik nie. Hulle Mm. weet ons speel professionele sport en jy word goed verwelkom as jy iewers aankom. Ek Okay. gaan nou nie sê jy loop in die winkel rond en mense vra jou handtekening oral nie. Dis nie so nie, maar jy word half bietjie gerespekteer. So Okay. dit help. Waar in Moskou en daai plekke is maar bietjie anders. Dit is groot. Dis beautiful en mooi, maar die mense is baie meer morbied. So Ja, ja. ek moet sê die twee goeters van Penza wat ek regtig geniet is dit is alles naby mekaar. Ek sit nie in verkeer nie. Ek 6 kilos van die veld af. Verstaan, dis nie dat ek 'n uur en 'n half elke dag moet travel om by die veld te kom of so ietsie nie. Okay. En dan dis alles net vir my, dis vir my gemaklik. Dis veilig en Ja. dis rustig en dit is wat ek nodig gehad het. Bietjie Absoluut. rustigheid. Ja. Ja. Ek moet sê Kazan is 'n stad en als, maar dit is tog beter as Moskou nog. Dit is nog 'n bietjie kleiner, want alhoewel hoe nader jy aan die stad beweeg, hoe minder weet die mense van rugby en hoe minder weet die mense van die omgewing waar Tulpar is en waar ons is en waar die rugbyveld is, maar die mense in ons omgewing, as ek winkels toe gaan selfs, ek sê nou reg vir Damien, toe kom daar 3 seentjies op na my toe wat weet ek's Damien se vrou en hulle dra my sakkies vir my en hulle maak die hek oop vir my. So ek verstaan wat jy bedoel. Dit is nie hulle verafgod nie vir 'n mens nie, soos wat ek dink party spelers in Suid-Afrika gedoen word soms, maar hulle respekteer jou nog steeds en dit is nice om daai te hê. Dit is lekker. Ja, dit maak dit lekkerder. Ja, nee, absoluut. Dit voel half of jy bietjie purpose het. Verstaan? Ja, Of ja. jy iemand kan inspireer en dit is mos maar dit gaan. Presies. En dit is hoekom mense wil professioneel enigiets doen, is want hulle wil inspireer en hulle wil terug kan gee aan 'n gemeenskap. So dit is lekker om te hoor dat jy dit kan doen daar in Penza. Sê my, as daar een game is wat vir jou uitstaan, wanneer was dit? Hoekom staan dit uit? Dis kyk, ek gaan nou vir jou sê dis vir my baie moeilik. Ek kan nie net een rugby homself is net die game wat vir my uitstaan, maar my eerste jaar by Help Mekaar se eerste span het ons beeld gewen, die eerste keer van ek dink 1972 af. So dit was vir my 'n baie groot deel gewees. En dan onder 19 die Currie Cup gewen. Dit was ook net
dit was awesome want ons het regtig hard gewerk. Jy het 6 maande se pre-season gehad en dit word 'n broederskap, dit word 'n bond. So dit was vir my ook baie lekker. Ja. En dan my eerste Currie Cup game was 'n voorreg geweest. Ek sal nie sê ek kyk terug en sê yes, ek het 'n lekker game gehad want ek dink ek was so 2 minute op die veld, maar dit was 'n voorreg geweest om saam met ouens soos Warren Whiteley en saam met Elton Jantjies en daai ouens op 'n veld te draf. So, maar as ek moet terugkyk, die eerste keer wat Penza die Russian Party gewen het, was baie special. Wat jaar was dit? Dit was nie die seisoen voor laas seisoen, my eerste seisoen hierso. So Okay, 2023? 2023 seisoen, ja. Okay. Awesome, dit is so cool. So dit was baie special geweest en dit was die eerste keer wat dit ooit gebeur het. So dit was nie soos 'n okay, hulle het hom weer gewen na 20 jaar of wat ook al nie. Dit was die eerste en ek dink dit was special geweest vir die manne. Want kyk, ons klub is mos maar nog jonk, ons is nou maar eers 6 jaar aan die gang. So baie jong klub en hulle het al in 3 finals gespeel en elke keer het hulle maar pak slaag gevat. So dit was special geweest en dan dink ek net daar's baie klein oomblikke wat 'n mens aan terugdink. Na my laerskool rugby en sulke dinge waar dit rugby homself is net vir my spesiaal. Ek kan nie een wedstryd kies waar ek sê, "Yes, dit was nou my highlight nie." Ja, dit was nou die oor van rugby nie. Ek kan nie dit sê nie. Ag, dis great om te hoor. En jy het net nou genoem dat die Russiese rugby is vir jou en jou standaard en hoe jy speel, die mannekoppe manne, lekker harde game. Ervaar jy daar's 'n verskil in hoe die Russe scrums en lynstande wat 'n bietjie meer tegnies is benader teenoor die Suid-Afrikaners en moes jy enigstens aanpas? Kyk, so scrum gewys geniet ek dit redelik. Ek voel ek het 2 baie goeie kwaliteitstitte langs my. Okay. Dit het 'n tydjie gevat dat hulle moet verstaan, luister, jy gaan vir my ook moet luister. Ek weet jy is nou al 38 of 36, maar jy gaan nou vir my ook moet luister, anders dan gaan ons sukkel vandag. So dit daai hele, hoe kan ek sê, die trust en die bond en daai goeters het 'n tydjie gevat. Ja. Maar ek voel scrum is nie 'n ding waar enige plek kan verander nie. Jy weet wat jy moet doen om vorentoe te gaan. En as almal dit saam doen, dan gaan jy 'n suksesvolle dag hê. Ja. Maar lynstande was, yes, ek kan nie vir jou sê nie, dit was maar 'n kopkrappertjie geweest wat ek hier aangekom het. Ek dink my eerste game hierso, ek was 2 weke hierso toe speel ons Hennessy. So en toe wen ons. So dit was 'n ja, dit was awesome geweest daaroor, maar my lynstaan het nie goed gegaan nie. Ek het nog nie die Russiese taal verstaan nie. Ek het nog nie verstaan waar hierdie ouens sê gaan hulle spring en sulke dinge nie. Ja. Laas jaar was ook vir my 'n moeilike jaar lynstaan gewys. Ons het nuwe slotte ingekry en ons het ons myn slot verloor en kyk, dit maak 'n groot verskil. Maar kyk, ek sien uit vir hierdie jaar want ons het 'n stelsel wat werk en ons het 'n bietjie 'n stelsel verander en ek moet sê ons forwards coach het gesê, okay boys, luister, ons lynstaan het nie goed gegaan nie. Dit was ons slegste punt van die seisoen gewees en dis nie net die hakker of is nie net die slot nie, dit was 'n kollektiewe probleem. Absoluut. Ons sê okay, hoe verbeter ons hierdie? En hy het elke ou se insette gevat en ons het 'n stelsel gekry wat behoort te werk. Jy weet mos maar spanne dat vinnig, so jy sal sien vir hoe lank dit werk en dan net 'n paar goedjies tweak soos wat 'n mens aangaan. Kyk, jy einddoel is maar om in die finale 100% lynstande te kan kry of in 95% lynstande te kry as jy net in 'n finaal of in 'n semifinaal kom. So dis wanneer dit regtig tel. Maar ek voel vir my as 'n haker enigiets vir my onder 80% sukkel ek om weg van 'n game af te loop en te dink, yes, jy was vandag regtig goed geweest. Jy kan alles goed gedoen het en jou primary job is net om die bal in die lynstaan in te gooi. En kyk, mense dink dit is 'n maklike storie. Dis soos 'n skopper. Dit lyk maklik. Dit is nie so maklik om te doen nie. So dit is vir my, ek dink maar die lynstande was my grootste aanpassing in Rusland, want die taal en hoe die ouens beweeg en kyk ons in Suid-Afrika en daai plekke, jy begin al lynstaan werk doen vandat jy 13, 14 jaar oud. Hier is dit heeltemal anders. Die ouens van hierdie ouens doen dit nou eers vir die eerste keer of tweede keer of sy derde jaar wat hy slot speel en sulke goed. So ek dink dit was ook maar 'n learning curve om te weet, okay, ouens kom nie so vinnig in die lug nie en sulke dinge het dit het tyd gevat. Maar ek moet sê ek is half tevrede nou
met die aanpassing wat ek gemaak het. So ek moes Okay. bietjie my gooistyl verander het en al sulke dinge, maar dit Yes. dis nou op die plek waar ek gemaklik is met dit. So Ag, dis sien uit awesome. ja. Ja, dis goed om te hoor. Dis lekker om te hoor van 'n want kyk nou my man is ook 'n hacker, so ek weet hoeveel oefening in dit ingaan en ek gaan baie keer saam met hom om sy lynsonde te oefen op aftye en dan weet ek, okay, maar ons het 'n goeie koneksie, so dan werk dit. En dan as jy in jou slot net bietjie af is en nie lekker kan kommunikeer nie, dan gaan dit so vinnig skeef gaan. So I completely get it, maar ek is so bly om te hoor dat jy julle coach actually insight gehad het om te sê, okay, dit is nie net jou skuld nie, want baie mense kyk 'n game en dink, ag, daai hacker kan net nie ingooi vandag nie. Ja. En dit is altyd net die hacker wat nie kan ingooi nie. Ja. Maar dis awesome om te hoor dat hy die hele span se input gevat het en ek sien uit om julle nuwe styl te sien hierdie jaar. Mag dit goed gaan. En Baie nou dankie. om af te sluit, soos ek verstaan, is jou vroutjie ook in Rusland, né? Nee? Ja? Ja, sy is. Ja. Okay. Nou, hoe ervaar julle as 'n getroude paartjie lewe hierso in Rusland en soms so ver te wees van die familie af? Kyk, so my vroutjie was hierso by my vir 'n jaar gewees. Sy het nou onlangs Moskou toe getrek. Sy gee nou 'n bietjie skool in Moskou. So ons is nou bietjie ver van mekaar af. Dis nie Dit is nie lekker nie. maklik nie, maar kyk, dit is maar goed vir die toekoms en dis mos Absoluut. maar nou hoekom mense in Rusland kom rugby speel het en Ja, dit is vir die ervaring en dit is om finansiëel sterker te raak op die ou einde van die Ja. dag. So ja, dis nie maklik nie, maar sy het dit baie geniet hierso saam in Penza. En nou die dag toe sy weer vir my kom kuier het, toe sê sy vir my, "Jy's Penza so rustig." Toe sê ek vir ja, dit is dit. Baie meer rustig. so dis vir half nou soos wanneer sy huis toe kom met sy vakansie. Ja, sy Bietjie breek rus. net weg, ja. Ag, So, lekker. kyk, ek's baie familievas. Ek gaan nou nie doeltjies omdraai nie. So as ek huis toe kan gaan, gaan ek huis toe. Ek dink ek gaan so 2 keer, soms 3 keer 'n jaar huis toe. So Sjoe. 2 weke is lank genoeg vir my om my maale en my ouma hulle te sien en Okay. so maar nou gaan dit bietjie verander want my vrou werk. So dit gaan nou heeltemal 'n aanpassing wees. Moet nou by haar datums inval en haar dinge. En 'n mens Ken die word gevoel. in die donker gelos. Ja. So jy weet nie altyd wat jou datums is. Jy weet nie wanneer kan jy vooruit beplan nie. So dit is so 99.5% okay nee, ek kom hierdie datum huis toe en dan verander dit weer so. Ek is nou net op 'n punt waar ek gaan huis toe wanneer ek my kans kry. Ja. En ek moet sê ek mis die huis, ek mis die mense van die huis. Maar ek in sulks mis ek nie die struktuur van die rugby waarin ek was nie. Okay. Jy's gelukkig met die rugby hierso. Ja, En ek kyk, ek dink sal as jy nie- gelukkig is in jou werk, dan maak dit die wêreldverskil. Ja, nee, ek sal nie sê ek sal nooit wil teruggaan nie. Ek sal definitief hopelik eendag weer in Suid-Afrika 'n bietjie rugby speel. Ja. Of dit nou op 'n professionele vlak of is dit nou vir die Madallas in 'n rugbyklub iewers waar sy 40 is. Maar die gees en die gees en hoe kan ek sê, die adventure wat jy opgaan as jy in Suid-Afrika rugby speel is bietjie groter. Daar is Ja. bietjie meer gees, daar is bietjie Ja. meer mense wat verstaan waar dit gaan en die kultuur van dit. Maar die hoeveelheid game time wat ek hierso kry, sou ek glad nie in Rusland. Sou ek glad nie in Suid-Afrika gekry het nie. Geen nie om hoe goed jy was nie. Ek dink toe ek my eerste seisoen hier aankom het ek 1780s gespeel. So dit gaan nie eers oor die kwaliteit nie, dit gaan net oor ek was die enigste hacker hier gewees en ek moes my job te doen het. So ek dink vir my rugby was dit goed. Ek het laas jaar ongelukkig was ek uit met 'n beseringkie en dit was moeilik. Jy gaan in 'n operasie in hierso in Rusland en jy kan nie 'n woord Russies praat nie en hulle kan nie 'n woord Engels praat nie. Maar dit was 'n sukses. So die jaar, ek sien uit vir die jaar en ek sien uit vir wat voor lê. En dan 'n mens weet nooit waar jy opeindig nie. Dit is die ander ding. Dit is baie waar. Dis baie waar. Dit kan jou baie plekke vat. Jy kan nog 'n heel ander plek gaan sien of jy kan hier bly en dan terug in Suid-Afrika toe. So it's a journey, maar dit is lekker en dit is lekker om te hoor dat julle dit ook geniet en dis half vir my comforting om te weet al sit jy in 'n ander deel, julle het dieselfde
julle gaan deur dieselfde as ons. So dis lekker om met Suid-Afrikaners te kan praat wat deur presies dieselfde gaan as jy. Ek het ook nou begin werk. So ons datums is nou heeltemal te mekaar want ons seisoene loop. Ek's af wanneer dit hele seisoen is en dan's hy af wanneer ek by die skool moet wees. So ja, dit is 'n aanpassing. Ja, maar ek is bly om te hoor dat jy ook 'n positiewe uitkyk het nog steeds ten spyte van dit alles. So dis awesome. En dankie baie dat jy meer van jou Russiese wêreld met ons gedeel het. Dis werklik vir my so ongelooflik om van verskillende ervarings en belewennisse te hoor reg rondom Rusland. Baie dankie vir julle. Is 'n voorreg om hier so op julle channel te kom wees het en ek hoop julle channel groei, 'n mens. Ek hou julle dop. En dan wat sê daai mense subscribe, like en comment. So doen julle ding en ek gaan definitief julle volg en ek glo julle gaan nog met 'n paar interessante manne kommunikasie hê en goeie gesprekke hê. Miskien praat ons weer want ek dink daar's nog baie vrae wat gaan uitkom. Maar baie dankie Tiaan. Ons praat weer. Baie dankie vir julle. En daar het julle dit nou van ons eerste gas buite Kazan, hoe sy lewe in Rusland is. En as julle enige ander vrae het vir Tiaan, aka Varkie, onthou om dit in die comments te drop en ons maak seker ons kry die antwoorde. En as jy meer wil sien van Hier is ons, onthou om te like en subscribe na ons channel. Ons praat gou weer.